Kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om vanmôre te kan saam bid. Dankie vir die heerlike voorreg om te weet dat die graf is leeg en Christus het opgestaan. Baie dankie dat ons kan verbly in die feit en wete, Here, dat die Christelike godsdienst is uniek van enige ander godsdienstige groep op aarde. Juis vir die feit dat ons redder na hierdie aarde gekom het, om homself te verneder. As koning het hy die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem en gesterf aan die kruis sodat ons deur sy soendood gered kan word. Daarom verkondig ons nie onsself nie, maar Christus en hom as gekruisigde. Daarom praat ons nie vanmôre oor ons goedheid en wat ons bereik het in die lewe nie, maar ons praat oor ons verlosser, wat hy gedoen het en die offer wat hy gebring het, wat vir Vader aanneemlik was. En Here, ons dank U vir U Heilige Gees wat kragtig getuig aangaande hierdie groot verlossing. Dit is die Heilige Gees wat oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Dis die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid. Dis die Heilige Gees wat ons geestelike oë verlig om die waarheid dan raak te sien en dan ook hierdie heerlikheid van God te aanskou vanuit die blaaie in die Bybel. En daarom pleit en vra ek, Here, dat U verheerlik sal word in ons midde, dat U naam groot gemaak sal word en dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart U welbehaaglik sal wees. My Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vanmôre gaan ek bietjie met U praat oor die gedagte as Christus nie opgestaan het nie. Nou hierdie week terwyl ek besig was om voor te berei, dink jy aan baie gedagtes en jy gaan terug na van jou ou preke en jy wonder, wat het jy al gesê en wat moet jy nog sê en wat kan jy nog sê oor die opstanding, want die meeste van ons het al baie boodskappe gehoor oor die opstanding van die Here Jesus, en het ek hierdie boodskap voorberei hierdie week, en die gedagte dan, as Christus nie opgestaan het nie. Ons gaan vanuit hierdie perspektief vanmôre kyk na die opstanding, en dan vir U aan die positiewe kant wys, waarom ons as kinders van die Here met groot vrymoedigheid teenoor 'n verlore gaande wêreld kan getuig, dat ons Here Jesus waarlik opgestaan het. So ons gaan 1 Korintiërs 15 lees, U sal sien, daar is 58 verse, dit staan ook bekend as die opstandingshoofstuk in die Bybel. Nou ons gaan net die eerste paar verse saam lees, so volg asseblief saam met my op die bord of daar in U Bybel. Ons lees saam uit die standaard vertaling of dan die 53 vertaling van die Bybel. Kom ons lees saam 1 Korintiërs 15. Paulus onder leiding van die Heilige Gees skryf en hy sê, broeders, dit sluit ook in susters, gemeente kan ons sê, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse, waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Vriende, ek wil net onderbreking maak. Op die wyse, waarop ek dit aan julle verkondig het. Almal is nie kinders van die Here wat sê hulle is kinders van die Here nie. Daarom het U en ek nodig, soos ons gemeente dan ook die naam dra, Berea Christen Gemeente, het ons die verantwoordelikheid om die skrif elke dag te ondersoek, om te kyk of die prediker met die waarheid besig is. Ek wil vir U sê, dinge word aan gemeentelede verkoop onder die vaandel van waarheid, wat verseker nie strook met die woord nie. Daarom sê Paulus, dis belangrik dat julle seker sal wees, dit wat julle inglo en aanglo, is wat die woord vir ons leer. Vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.
of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Vriende, baie besondere gedeelte in die woord van die Here. Ons gaan net tot so ver lees. Ons teks van oordenking vanmôre vind u in die 14de vers, en daar staan, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Nou, u kan as jy by die huis kom, die hele hoofstuk lees, dit is 'n besondere hoofstuk in die Bybel, en dit deel oor die opstanding, en hoe die verganklike met die onverganklike bekleed word, en u is baie welkom om dit te lees. Terwille van die tyd, lees ons hierdie paar verse met hierdie as vers van oordenking, die 14de vers. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Die tema dan, as Christus nie opgestaan het nie. As Christus nie opgewek is nie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk, en ek vertrou dat u opgewonde in die hart sal wees, terwyl u die woord hoor, en dan meer opgewonde sal wees as u hier uitgaan met die boodskap van verlossing aan 'n verlore gaande wêreld. Nou vriende, ek wil net vir u noem as oorsig dat ons in 2021 bietjie gepraat het oor bewyse vir Jesus se opstanding. Wie van u kan die boodskap onthou? Ek dink baie van u kan dit onthou. Ons het vir u gesê daar is legio bewyse vir die opstanding van die Here Jesus Christus. Selfs heidense gelowe en ongeredde mense sê daar is soveel bewyse vir Jesus se opstanding dat ons nie teen dit kan stry nie. Die nuutste boek wat geskryf is daaroor is The Case for the Christ van Lee Strobel, wat 'n agnostikus was, eintlik 'n ateïs, en dan hierdie saak begin ondersoek het en dan tot bekering gekom het, en hy het die boek geskryf, The Case for the Christ en The Case for Faith. U kan dit lees, as u dit wil leen by my, sal ek dit vir u leen. Daar is soveel bewyse vir Christus se opstanding, dat ons met sekerheid kan sê, en kan weet, dat Christus opgestaan het. Die eerste bewys wat ons vir u genoem het, is die Bybel getuig van Jesus se opstanding. Wie sê die Bybel is waar? Die Bybel sê die Bybel is waar. Jy glo dit of jy glo dit nie. Dis nie nodig dat God jou en my hoef te oortuig nie, maar ons dank God dat hy ons oortuig deur sy gees, dat die inhoud van sy woord die waarheid is. En nie wat al deur die Bybel gelees het, sal met my saamstem dat hierdie 'n tydlose boek is. Dis 'n boek wat mens kan lees elke dag van jou lewe, en ons oupa se oupa het dit gelees, en as die Here vertoef om te kom, sal die geslagte wat kom hierdie boek lees, en sal besef en verstaan dat die Bybel relevant vir ons tyd is, inpas met ons tyd, omdat dit deur God, die Heilige Gees, geïnspireer is. Die Bybel getuig van Jesus se opstanding, het ons dan ook in 2021 bestudeer. Ons het vir u gesê dat die drastiese verandering in die disippels se optrede getuig daarvan. Eers sluit hulle self toe, bang vir die Jode, die volgende oomblik met vrymoedigheid getuig hulle word geslaan, en hulle vrymoedigheid neem toe, want hulle het Christus, die verheerse heiland, gesien. Die derde gedagte in 2021 was die hoeveelheid mense aan wie Jesus verskyn het, gee sekerheid van sy opstanding. Ons het gelees oor die 500 aan wie hy verskyn het. Daar is so baie getuienis rondom dit, en toe Paulus hierdie brief neergepen het, was baie van hierdie mense nog in die lewe gewees. Die leë graf lewer onomstootlike bewyse dat Christus opgestaan het. Dis kosbaar as 'n mens hierdie studie begin doen, die argeologie en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Ons het gekyk na die dramatiese redding en roeping van Paulus. Hy vervolg die gemeente. Hy's 'n Jood, 'n ortodokse Jood, 'n man wat sê, luister, ek veg vir my geloof. En toe hy by Christus uitkom, toe besef hy, geloof gaan nie oor 'n kerk of 'n denominasie of 'n bepaalde identiteit nie, dit gaan oor 'n persoon. Die beloofde Messias, toe Christus hom ontmoet op die pad van Damaskus, het sy lewe drasties verander. En dan ook die sentrale plek wat die apostels daarin gee, in die Bybel gaan lees, omtrent elke brief wat geskryf word, sal jy lees
van die opstanding van die Here Jesus. Vanmôre gaan ons bietjie 'n ander invalshoek hê. Ons gaan vanmôre bietjie kyk na die gedagte as Christus nie opgestaan het nie. Want Paulus beredeneer hierdie saak in 1 Korintiërs 15. Het jy dit saam met my gelees? Telke male vra hy sekere vrae oor as Christus nie opgestaan het nie. En waarom is daar sommige van julle wat sê dat Christus nie opgestaan het nie? En u sal u verbaas, maar baie kerke vandag, gereformeerde kerke, sal predikers vandag van die kansel sê, jy het nie nodig om te glo aan die opstanding om 'n Christen te wees nie. Is dit waar? Ek gaan dit so sê, as jy nie aan die opstanding glo nie, kan jy nie 'n Christen wees nie. Dis nie anders te om nie. As jy nie glo dat Christus opgestaan het nie, dan kan jy nie 'n kind van God wees nie. Want ons aanbid nie 'n dooie God nie, maar een wat lewe tot in alle ewigheid, en hy die seël van sy verlossing geplaas op die leë graf, dat hy bewys kan lewer, dat hy nie net die dood en die hel oorwin het nie, maar sonde, en dat hy ook die koning is van alle konings. So kom ons kyk vanmôre na 'n paar gedagtes met die tyd wat oorbly, na die gedagte of die tema dan as Christus nie opgestaan het nie. As Christus nie opgestaan het nie, is ons prediking in die eerste plek te vergeefs. Dan sit u vanmôre hier en u mors u tyd, en ek mors u tyd, en u gee tiendes en offergawes by hierdie gemeente, om iets uit te brei wat nie bestaan nie, en ons eintlik besig met 'n versinsel. Ek wil hê jy moet die gedagte vanmôre verstaan. As Christus nie opgestaan het nie, is ons besig met niks. Is ons godsdiens eintlik 'n mite. Paulus sê, dan is ons prediking te vergeefs. Kom ek begelei uit hierdie gedeelte, ons gaan vers vir vers hanteer, dat u kan sien dat wat ek sê is wat die Bybel sê, en dan gaan ek vir u die teendeel bewys dat Christus opgestaan het, en daarom is ons prediking en ons byeenkoms vanmôre hier nie te vergeefs nie. 1 Korintiërs 15:14, Paulus sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. Nou vriende, wat wil die apostel Paulus hier vir ons sê? Waarom is prediking so belangrik? Die deursnee kerk vervang prediking vandag met opvoerings, met toneelspel, hulle vervang dit met sensasie, met musiek. Ons moet in die gees kom wanneer hierdie ligte verdoof word en die rook kom uit die verhoog uit en die gitaar word gespeel op 'n manier en die dromme word geslaan en ons moet nou in een of ander sone kom om God se stem te hoor. Moenie die leuns glo nie. Die Here sê hy gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. Dit gaan nie vanmôre oor my wat 'n vertoon lewer vir u en u moet na die tyd vir my hande klap en sê jy het nie te sleg gedoen nie. Jy het 'n paar foute gemaak en veral jou Engels kort so 'n bietjie opknapping. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan vanmôre oor as ek klaar gepraat het dat u sal hoor en dat ek sal verstaan, hierdie kansel is gereserveer vir die Christus wat opgestaan het en ons spreek oor hom. Dis waaroor ons hier saam is. Dis nie omdat ek wonderlik en goed is en iets vir u kan sê wat u nog nooit gehoor het nie. Ons is hier saam omdat ons wil hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê deur die prediking van die woord. Waarom sal ons prediking te vergeefs wees as Jesus nie opgestaan het nie? Want die Bybel verklaar in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Mense sê, ek weet nie of die Here my wil red nie. Dan vra ek, het jy al die naam van die Here aangeroep? Dis wat die Bybel sê. Roep die naam van die Here aan en hy sal jou red. Vers 14 kom die vraag. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ek wil vanmôre vir u slegte en goeie nuus gee. Ons almal wat vanmôre hier sit is predikers. Ek is miskien formeel in die amp, ek is bevestig in die amp, my taak is om u te onderrig, maar as u hier uitgaan, is u 'n prediker van die evangelie. Dan het u die verantwoordelikheid om vir ander mense te sê wat Christus in jou siel kom doen het en deur sy woord vir jou kom leer het. En nou sien ek so 'n paar van julle kry so trek op die gesig, so draai op die maag. Maar ek is nie opgelei nie.
Ek ken nie die Bybel soos die predikant die Bybel ken nie. Ons verkondig nie onsself nie. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Hoe kan mense hoor as predikers nie gestuur word nie? Hoe gaan die ongeredde wêreld hoor dat Jesus die redder is as u nie vanmôre sal uitgaan en aan die evangelie verkondig nie? Baie interessant, meeste mense wat kragtadig tot bekering kom nie tot bekering deur oorredende woorde van menslike wysheid nie. Maar hulle kyk na iemand se lewe en as daardie persoon met hulle praat, dan werk die Heilige Gees en oortuigingswerk vind plaas en kosbare redding word daar gestel. Ek wil vir u sê, Bybelse korrekte prediking is God se voorgeskrewe manier waarop die evangelie verkondig moet word. As Jesus nie opgestaan het nie, dan het die prediker niks om oor te preek nie. Die opstanding, vriende, bied krag en substansie aan die boodskap, want 'n dooie redder is geen redder nie. Hoekom aanvaar ons nie Mohammed as deel van God se verlossingsplan nie? Want sy bene is binne die graf. Al die ander godsdienstige groepe, Boeddha, ek weet nie aan wat is hy dood nie, maar hulle het baie goed, ek kan amper vir jou sê waarom hy dood is, maar dat ek nie uitpraat nie. Die hele gedagte, hulle buig nog voor die beeld, en daar is sekere beenderre wat in 'n graf gelê is. En daar is baie gode oor jare, hulle almal het geleef, en hulle almal het gesterwe. Daarom is ons boodskap vanmôre relevant, want ons verlosser het gesterwe, ons spreek oor sy opstanding, en daarom moet u uitgaan en verander sê, my Jesus het waarlik opgestaan. Ons kan dit met groot vrymoedigheid doen. Jesus se afskeidswoorde in Handelinge 1 vers 1. Onthou, as Christus nie opgestaan het nie, is ons prediking te vergeefs. Jesus kom en hy neem afskeid van sy disippels. En kom ek gaan vir u sê, daar's net een opdrag wat die Here ons gee. Kerke kom uit baie goed. Die Here het jou gestuur om siekes gesond te maak. Die Here het jou gestuur om hierdie ding en daardie ding te doen. Nee, kom ek lees vir u wat sê Jesus self vir sy disippels. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Opdrag. Jesus sê, ek gee julle bevele. Wat is die bevele? Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Baie teoloë sê vandag, dat die disippels heel moontlik 'n spook gesien het, en hulle het gedink dis Jesus. Hier kom Jesus en hy sê, ek het vir 40 dae gereeld aan hulle verskyn, dat hulle kan sien, is nie 'n spook wat hulle gesien het nie, hulle het aan my gevat, hulle het met my gepraat, ek het vir hulle bevele gegee, want ek het opgestaan, ek wat mag het oor lewe, het my lewe afgelê, en ek het dit opgeneem. Dis waaroor ons preek vanmôre. 'n Christus wat lewe. Hierdie lewende Christus kom en hy gee opdrag. Wat is die opdrag? Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal predikers wees van hierdie waarheid van Christus. Dis die enigste opdrag. Gaan ondersoek die Bybel vir jouself. Dis die opdrag wat ons kry. As Christus nie opgestaan het nie, is my prediking, is u getuienis te vergeefs. Maar Christus het opgestaan. Petrus se eerste preek, die heel eerste preek wat Petrus gee, sonder 'n swaard in sy hand, né? Want onthou in die tuin van Getsemane, swaard in die hand, kap Malga se oor af. Hy wil net beklei. Die Here sê vir hom, is nie deur krag of deur geweld nie, maar as deur my gees, so spreek die Here. Baie keer hoor ek die jong seun sê, luister, ons moet gewere vat en ons moet hierdie vyande skiet. Dan sê ek, jy was nog nie in 'n oorlog nie, seun. Dis nie 'n grap wanneer mense begin bloei en mense word doodgeskiet nie. Dis nie 'n grap om 'n ander mens se lewe te neem nie. Daarom sê die Bybel, die oplossing vir ons land en sy mense is in die hart van die evangelie. Dat Christus gesterf het, hy het opgestaan. Is ons besig daarmee? Ons prediking is vanmôre nie te vergeefs nie, want Petrus sê in Handelinge 2:23, hom, dis Christus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Nou moet jy onthou, daar staan omtrent 3000 plus Jode voor hom. Hulle het so pas Jesus gekruisig en hy sê hulle in hulle gesig, julle het hom gekruisig. Moenie nou julle skouers optrek en julle hande gaan was soos 'n Pilatus nie. Julle het hom gekruisig. Maar hom het God opgewek.
nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sal word. Wat was die uiteinde van hierdie preek? Wie kan vir my sê? 3000 mense kom tot bekering. Petrus spreek in die openbaar en 3000 siele kom op een slag tot bekering. Hulle besef hulle die Messias gekruisig, maar die boodskap kom duidelik, hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan. Die apostel Paulus is duidelik oor die opstanding. Handelinge 17 vers 30. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. As u wil weet waarom daar so geweldige aanslag teen Jesus se opstanding is, teen sy liggaamlike opstanding is, dan is dit juis hier, want u sien mense vrees die oordeel. En as jy jouself in jou kop kan oortuig dat Christus nog in die graf is, hy kan nie opstaan nie, want dis nie wetenskaplik bewysbaar nie, dan het jy 'n mate van troos in jou gedagte dat ek nie geoordeel gaan word nie. Maar ek wil by jou pleit as jy een van hulle is, dat jy nou die knie sal buig. En nou met die tong sal bely dat hy meester is. Want jy gaan dit of hier doen, of eendag in die heerlikheid. As Christus nie opgewek is nie, dan was ons prediking te vergeefs. Maar Christus is opgewek, daarom preek ek met vrymoedigheid, en ek sien u luister aandagtig. En ek sien as 'n opgewondenheid by u, waarom? Want ek en jy is hier om Christus te verhoog. Dis waaroor dit gaan. Ons gaan met hierdie hele saak verder om dan ook te sien dat Christus die een is wat die eer dan ook kry. Die volgende gedagte. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof te vergeefs. Wat beteken dit? Kom ek probeer vir u verduidelik. 1 Korintiërs 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Baie interessant vriende, ons hele godsdiens is gebaseer op geloof. Nie net ons godsdiens nie, maar ons hele lewe is gebaseer op geloof. Mense sê baie keer vir my, ek kan nie glo nie. Het jy dit al gehoor? Ek het nie geloof nie, ek kan nie glo nie. Dan staan daai selfde ou met 'n bottel Coke in sy hand, swart goud. Dan draai hom oop. En hy drink so 2-3 slukke hier voor jou. Hy het nie navraag gedoen oor die inhoud daarvan, wie dit verpak, wie die inhoud daarin gegooi, is dit nie dalk gif nie? Hy het soveel geloof om hierdie bottel Coke te drink wat in Suid-Afrika van alle plekke vervaardig is, wat definitief 'n gevaarlike plek is, waar 59 mense per dag vermoor word, en dan wil hy vir jou kom sê ek het nie geloof nie. Dan voel jy baie keer, jy vat daai Coke en gooi dit bo oor sy kop. En sê vir hom, ek glo nie, ek het jou met Coke gegooi nie. Die hele beginsel wat ek vir u wil deurgee is, mense wil kies wanneer hulle wil glo, en wat hulle wil glo. Dis nie dat hulle nie geloof het nie, dis dat hulle hoogmoedig is in hulle harte, en hulle sê, ek sal nie buig voor God nie, ek sal nie. As Christus nie opgestaan het, is ons geloof te vergeefs. Ons hele godsdienst is gebaseer op geloof. Luister, ons lees, die Gees van God werk geloof in ons harte, en ons leef in die vaste vertroue dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Wie van u het al getwyfel as u die Bybel lees? Ag, moet nou nie skynheilig wees nie, steek my hande op. My hand is sla op, niemand anderste nie. Daar is dan so een of twee eerlikes. Die ander kan later dit bely, dat julle nie julle hande opgesteek het nie, maar ons almal kom baie keer by 'n punt en ons sê, kan dit waar wees? En dis wanneer ons die woord moet bly lees en die Gees van God moet bly vertrou, dat hy die waarheid van die woord in ons harte 'n lewende werklikheid sal maak. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil vir u sê, as jy vir iemand iets beloof, en jy is 'n kind van God, doen dit. Want mense gaan deur jou optrede kyk of jy geloofwaardig is, al dan nie. God kan nie lieg nie. Daarom sê hy vir ons ook, wanneer ons geloof in hom stel, moet dit 'n vaste vertroue wees in sy karakter, in sy persoon, in sy wese. Vaste vertroue. Hoor nou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 6, sonder geloof is onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek.
Nou kom die klomp evolusioniste. Dis nou die ouens wat glo uit niks uit alles ontstaan nie. Hulle het wetenskaplike bewyse daarvoor, hoor. Dis soos om R0 te deposit in 'n bank, deposito in 'n bank te sit, en oor 3 miljoen jaar het jy R50 miljoen. Kan dit werk? As jy 0 insit, kry jy 0 uit. Maar in elk geval, nou sê hulle vir ons, hulle het wetenskaplike bewyse dat miljarde jare terug daaruit niks, 'n eensellige organisme ontstaan het en geëvolueer het tot waar dit vandag is. Jy het geloof nodig om sulke klomp twak te glo. Dis twak, vriende. Die Bybel aan die ander kant sê, in die begin het God die hemel en aarde geskape. Jy glo dit, of jy glo die ander deel. Dis albei geloofsaak. Niks met wetenskap te doen nie. Want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dis hy wat in ons harte skyn om die verligting van die evangelie te bring. Dit gaan oor geloof. Is jou geloof vanmôre in Christus? Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Nou almal weet dat die Hebreërs 11de hoofstuk is die geloofshelde. Wie kan gou vir my 'n paar van hulle noem? Abraham, Moses, Abel, Noag, Samson van alle mense, 'n geloofsheld. Maar nou wil ek gou vir u sê, as die Bybel sê, ons het geloof nodig en sonder geloof kan ons nie God behaag nie, wil ek jou die vraag vra. Noag staan in hierdie lys van geloofshelde. Het Noag reën gesien en toe die ark gebou? OK, hy is reg, maar die reën het later gekom. OK, Noag het geen reën gesien nie. Al wat hy gehoor het is God sê, bou 'n ark, want ek gaan hierdie wêreld vernietig. Het Abraham die kind in sy hand gehou toe God vir hom die belofte gee? En hy vryf oor ou Isak se koppie en hy sê, o ja, nou glo ek, want hier lê die babietjie. Nee, die Here sê vir hom op sy ou dag, jy gaan 'n pa word. Hy sê, Here, ek wil nou nie met u stry nie, maar ek wil net vir u sê, jong, ou Sarah, sy is al bietjie oud, jong. En ek is ook oud en ek weet daarom nie of haar kind gaan wees nie. Nee, die Here sê vir hom, jy sal 'n kind hê, glo my. Moses, hy sien hoe trek die volk jubelend uit en met al die goud en die silwer van Egipte en hulle almal is bly, né? Toe hy daar by Egipte aankom. Nee, toe hy by Egipte aankom, toe wil hulle hom doodmaak. Hulle sê vir hom, jy bring moeilikheid oor ons. Nou moet ons stene maak en ons kry nie 'n strooi om dit te doen nie. Elke geloofsheld in die Bybel en ek en jy ook, is mense wat op die geloofspad wandel. Ons sien nie nou Jesus nie. Ons sien nie die hemel nie. Maar ons volhard in ons geloof, want God het gesê, hy is 'n beloner van die wat na hom soek en moet in hom glo met hulle hele hart. Hierdie mense het net God se woord gehad. Die betroubaarheid van hierdie boek is die betroubaarheid van God self. Hoor wat ek hier sê. Hierdie boek moet jy lees, en dis die probleem met meeste kinders van die Here, hulle lees nie die boek genoeg nie. Daarom val hulle vir elke leuen en elke dwaling. Hoor wat sê Romeine 8 vers 24, onthou wat is geloof? Dis 'n vaste vertrou by dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hoor wat sê Romeine 8 vers 24, ons is gered in hoop. Hy sê maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Hy sê want as iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Hoekom is u vanmôre hier? Hoekom is ek hier na 32, 34 jaar van kindskap en oor die 20 jaar in die bediening? Waarom is ek vanmôre nog hier en preek ek nog dieselfde boodskap vir u? Want my geloofsoog sien iets wat God se woord sê, na God se kinders gaan kom op die tyd soos God dit bepaal het. Tot dan volhard ek. Belangrik dat ons sal sien, mense sê, seeing is believing. Man sê vir die vrou, ek is lief vir jou. Seeing is believing. En dan bedoel sy eintlik, waar is die rose? Waar is die boks chocolates? En wanneer eet ons uit? OK, min of meer so iets. Maar in 'n geval, mense se gesindheid is seeing is believing. Dis nie die Bybel se gesindheid nie. Kom ek gaan vir u sê wat leer die woord van die Here vir ons. Een praktiese voorbeeld. Wie was die twyfelaar? Thomas, sy naam kan net sowel Gerard gewees het. Ons almal sukkel met dieselfde probleem. Jesus het klaar opgestaan, Johannes 20:19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede
vir julle. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hulle het met blydskap, hulle het vrede. Ons het Jesus gesien. Hoor wat sê hy? Hy sê vir hulle, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Dis 'n sterk stelling hierdie. Ek hoor wat julle sê, maar ek sien julle opgewondenheid, maar ek wil net vir julle sê, seeing is believing. Kyk hoe genadig was die Here met hierdie man Thomas. En 8 dae daarna, hoekom sal die Bybel spesifiek sê 8 dae daarna? Ek dink hierdie 8 dae was vir hom worsteling, stryd. Hulle het Jesus gesien, ek het nog niks gesien nie. Het hy my nie lief nie? Stel hy nie belang in my nie? Het hy regtig opgestaan en in plaas van om net te glo toe die getuienis van die apostels kom, sê die Bybel vir ons, hy het nie geglo nie, en 8 dae daarna was die disippels weer binne, en Thomas hierdie keer saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Is u nou by saam met my? Hier sit die 11, né? Nie meer 12 nie, is nou 11. Hier sit hulle om die tafel. Hulle praat met mekaar, volgende oomblik is Jesus daar. Vrede vir julle. Ek wonder hoe Thomas sy gesig gelyk. Ek sien hoe my kyk. Is dit hy? Hoor nou, hoor die genade. Hy sê vir Thomas, hy kyk hom. Hy sê, Thomas, bring jou vinger hier. Kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Op daardie oomblik het daardie wonderlike genade wat Christus oor Thomas gehad het, sy siel en sy wese aangegryp. Hy druk nie sy vingers in sy hand en sy sy nie. Hy val in aanbidding en hy sê, my Here en my God. En nou kom Jesus en hy sê iets geweldig sterk. Hy sê, Thomas, omdat jy my gesien het jy geglo. Vir julle vanmôre wat hier sit, vir my wat hier staan, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Ek het nog nie Jesus gesien nie. Die leenpredikers op televisie het hom nog nie gesien nie, want dan sou hulle leuns gelos het. Die Bybel sê vir ons sien hom nie, maar ons geloofsoë aanskou sy heerlikheid, soos deur die blaaie van die Bybel vir ons deurgegee. En ons wag met volharding op sy koms. As Christus nie opgestaan het nie, was my en jou geloof te vergees. Maar nou glo ons, want die graf is leeg, en Christus sê, salig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. As Christus nie opgestaan het nie, dan is ons valse getuies. Dan kan ons kandidate geword het vir die nuwe verkiesing wat gaan plaasvind. En u kan nou maar sê vir wat se party. Valse getuies is deel van ons lewe. Lieg en bedrieg. As Christus nie opgestaan het, is ek en jy 'n valse getuie. Dan is ons leenaars. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel, 1 Korintiërs 15 vers 15. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Onthou in hierdie gemeente in Korinthe was daar mense wat gesê, daar is nie 'n ding soos opstanding aan die dode nie. Paulus probeer nou die scenario vir hulle skep en sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan is daar sekere dinge wat duidelik na vore sal kom. Ons prediking sal te vergeefs wees, ons geloof sal te vergeefs wees, en ons sal valse getuienis wees. Nou baie interessant, u moet saam met my volg, want hierdie is nogal 'n sleutel, 'n deurslaggewende saak. Hy voel kompeteer nou sterk met my, of hy stem saam. Maar die gedagte is net valse getuies. Waarom sal ons valse getuies wees as Christus nie opgestaan het nie? Vriende, die hele Christelike godsdienst berus op die waarheidsbeginsel. Baie interessant, die boek van Mormon. U ken die Mormoonse geloof. Baie interessant, dis een van die sterkste gelowe ter wêreld. Hulle het 'n boek geskryf in die naam van The Book of Mormon. Joseph Smith was die skrywer, wat 'n leenaar. Tot vandag toe is daar nie een argeologiese opgrawing vir enige iets wat in daardie boek na vore kom. En tog is daar miljoene mense wat agter hulle aanstap. Valse getuies, wat 'n valse getuie volg, 'n man wat eintlik 'n krimineel was. Terwyl die getuies legio is dat Christus opgestaan het, en daarom wil ek vir jou sê, ek en jy getuig van Christus se opstanding,
omdat ons die waarheidsbeginsel glo. Jesus sê in Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Waarvan praat Jesus hier in Johannes 8:32? Hy kom in Johannes 17:17 en hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So hulle sal die waarheid ken, die waarheid sal hulle vrymaak. Wat is hier die waarheid? Dis die woord. En kom ek vat u verder om dit vir u meer te verduidelik en beter te verduidelik. As ons Christus nie opgestaan het nie, dan is ons valse getuies, want hy leef nie. Dan is ons leenaars, dan is ons besig om mense te bedrieg met leuns. Terwyl die Bybel sê ons is kinders van die lig, kinders van die waarheid. In Johannes 1 vers 14 lees ons, en die woord het vlees geword, dis Christus. Hy het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Daar was net een wat absolute waarheid in homself gehad het. Dit was Christus Jesus, die God mens, en hy het aan hierdie aarde gekom, vers 17, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Nie dat die wet alleen is nie, maar die wet kan ons nie red nie. Die waarheid wat ons in die woord van die Here lees aangaande Christus, is tot redding van die verlore siel. Daarom, as Christus nie opgestaan het nie, is ons valse getuies, is ons Christus vals, is ons boodskap vals. En dit kan nie wees nie, want Jesus sê, ek is die weg, en ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 18:37 staan Jesus voor Pilatus. Pilatus sê vir hom, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Vriende, die waarheidsbeginsel is deel van die Christelike geloof. Daarom pas op dat jy nie met leuns besig raak nie. Pas op dat jou oggend en aand praatjies nie verskil van mekaar nie. Want dan gaan die boodskap van redding ook vir mense ongeloofwaardig klink. Want die getuie is nie geloofwaardig nie. Ons kan met sekerheid praat oor die waarheid, want Christus is die bron van waarheid. Luister na die uitspraak wat ek maak. As Christus nie opgestaan het nie, lieg God. En hy kan nie lieg nie. Ek wil vir u sê, hierdie goed maak my opgewonde. Ek is bly ek het die Pinkstervoete nie, want dan sal ek 'n paar dinge gedoen het, wat u miskien teleurgestel het. Maar ek wil vir u sê, as ek hierdie goed lees, dan raak ek in my siel opgewonde. Ek sê, dikwels vir Calvin in ons huis godsdienst, sê kom Sena, as jy saam met ons lees, dink aan wat hier gebeur, hoor wat God sê, want dis al hoe ons die woord kan lees en verstaan. As Christus nie opgestaan het, hy lieg God en hy kan nie, want hy self getuig in die bron van waarheid, die woord heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, die woord sê, God is geen man, dat hy sou lieg of 'n mensekind, dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê, en dit nie doen nie, of iets spreek, en dit nie waar maak nie. Numeri 23:19. As Christus nie opgestaan het, dan lieg sy apostels, die ooggetuies, sy kinders, die martelare en Christene deur die eeue, en dit is lynreg teen die opdrag wat ons van ons hemelse Vader ontvang het. Kolossense 3 vers 9, wat sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle hom met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Belangrik, as Christus nie opgestaan het, die vriende, dan sal ons valse getuies gewees het. Voorlaaste gedagte, dan is ons nog in ons sondes. Hierdie gedagte het vir my getref. 1 Korintiërs 15:17. Dan is ons nog in ons sondes. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons nog in ons sondes. Kom ek lees vir u, 1 Korintiërs 15:17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Wat wil Paulus hier kom leer, vriende? As Jesus nie opgewek is nie, as Christus nie opgestaan het uit die dode nie, dan is al die ooggetuies, die duisende wat gered geword het deur die eeue, mense wat eintlik leenaars is. Hulle is toneelspelers, hulle is vals,
Hulle is eintlik op pad hel toe, hulle is maskerdraers wat wil wys vir mense, hulle het verander, maar hulle hart en wese is nog presies dieselfde. En dit, vriende, kan nooit wees nie. Want as God ingryp in jou lewe, dan verander hy jou lewe radikaal. Jy word nie 'n slaaf van 'n sisteem of mense, soos baie van die heidense godsdienst maak nie. Gaan kyk maar na Islam, jy word 'n slaaf van Islam. Hulle dikteer jou in wat jy moet eet en drink en doen en leef. Gaan kyk na al die ander valse godsdienste. Daar is sekere wette en reëls wat hulle vir jou stel. By Christus is daar een wet. Die wet van liefde. Liefde vir God, liefde vir jou naaste, wat jou sal weghou van sonde. Dis eienskap van 'n kind van die Here. Daarom, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons nog in ons sonde. En dit kan nie wees nie, want ons sien elke dag mense wat verander is, nuut geword het, kinders van God geword het. Ek wil vir u net noem, so tyd terug toe ek daar by my seun was in die Malmesbury, daar 'n swart man wat by hom werk, David is sy naam. Ek het hom 'n bietjie gepraat oor die evangelie en vir hom so 'n klein Bybeltjie gegee, wat daar op die tafel is. Hy het daai klein Bybeltjie gelees, die Here het sy siel gered, en my seun sê vir ons, nou die dag toe ons daar was, nou in Februarie maand, pa, hierdie man kan nie ophou praat oor Christus nie. Hy het by 'n kerk ingeskakel, hy's weg by sy kerk, hy was een van daai kerke wat onder die boom kerk gehou het, waar die prediker 'n visioen van God gekry het, en vir hulle kom sê het, wat sê God, hy's weg daar by 'n Christus beleidende kerk. Hy's in hulle sisteem waar hulle nou evangelisasiewerk doen, en my oë sien en my ore hoor, dat as Christus 'n sondaar red, dan begin die verandering binne, en dit word na buite sigbaar gesien. As Christus nie opgestaan het nie, hoekom? Waarom? Wie sal dit kon bewerk het in ons lewe? Dan sal ons maar vir 'n tydjie lank goed gedoen het, en weer teruggeval het in ons ou weë. Maar deur God se genade bly ons staande, omdat Christus ons van ons sondes vergewe het. Kom ek gee vir 'n voorbeeld of twee, Lukas 19 vers 8, die man Saggeus. Ek wonder of hy so groot was as Dominee Minnie. Wie van julle ken vir Dominee Minnie? Hy is net so, ek wonder of Saggeus so groot was. En ek sien nou Saggeus staan en hy wil vir Jesus sien. Hy dink by homself, man, ek is 'n man met 'n plan. En hy soek 'n wille vye boom en hy klim op en daar sit hy. En hy kyk, hy wil hierdie Jesus sien waarvan almal praat. En ek wil sê, hy val amper uit die boom uit. Toe Jesus kom stil staan en opkyk. Saggeus, ja Here, praat U met my? Klim af. Ek wil na jou huis toe gaan. Na my huis toe. Ken U my? Ek is 'n tollenaar, hulle haat my. Klim af, ek gaan na jou huis toe. Hy klim af, hy sê Here, wat ek van ander afgepers het, gee ek 4-dubbele terug. Die Here sê dat redding vir hierdie huis gekom. Wat wil die Here vir ons kom leer? As Christus jou nuut maak, dan is die lewende Here Jesus, wat jou lewe kom gee, in jou dooie siel. En dit bring lewe dat ander kan sien, jy behoort aan Christus. Handelinge 19 vers 19. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaak, en verskeie van die wat met towerry omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand, en hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50,000 silwerstukke was. Jy sal nie vir 'n dooie God of 'n dooie identiteit 50,000 silwerstukke se boeke verbrand as daar in jou siel niks gebeur het nie. Vers 20 sê, so die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Nog een ou versie, dan gaan ons na die laaste punt toe. 1 Korintiërs 6 vers 10. As Christus nie opgestaan het nie, was ons nog in ons sondes. Die bewys is legio dat ons nie meer in ons sonde is nie. As ek vanmôre kans moes gee vir ou Jannie en daar is so vir Pooi en vir almal wat hier sit wat getuig hulle is weergebore en julle staan op, moet julle kan getuig en moet julle kan sê, dis hoe my lewe was, dis hoe my lewe nou is. As dit nie so is nie, dan beteken Christus se opstanding niks nie. Want as Christus wat opgestaan het, jou siel kom red het, dan verander hy jou. Hy bly jou verander tot die dag, dat jy hom sal sien soos hy is. Paulus sê, moenie dwaal nie, geen hoereerder, of afgodedienaar, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ons gril amper so en ons dink by onsself, kan mense so sleg wees? Ek en jy was heel moontlik so sleg. Hierdie is 'n resumie van my en jou. Maar vers 11.
En dit was. Is nie mooi nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Praat met een van my predikantsvriende, hy sê vir my, hy doen 'n BTA graad by een van die universiteite van McArthur hulle, hy sê, en daar is klas gegee en die bepaalde dag vertel die prinsipaal of die persoon wat die klas aanbied, die dosent, vertel hier die wrede verhaal van 'n man wat 'n kaper was hier in Suid-Afrika. Man bly in Pietersburg, kaper was, en hy vertel hoe hierdie man 'n man geskiet het, die ou is verlam, hoe hy mense gemoor het, en allerhande goed, die vuil lewe van hierdie man. En toe hy klaar is, vertel hy van hierdie man se redding. En hy sê op 'n stadium vir daai vriend van my, die man wat langs jou sit, dis hy van wie ek praat. Dis wat God kan doen, want hy lewe, en hy maak 'n mens nuut. Daarom wil ek vir u sê, koning Manasse was 'n bose man, Nebukadneser, ek en jy. Daarom kan ons hierdie lewende Christus verkondig, en daarom kan ons nie in ons sonde bly nie. Want as ons by Christus uitkom, dan was ons hierdie sondaars wat die boosheid gedoen het. Ek sluit die boodskap af. As Christus nie opgestaan het nie, dan was ons die elendigste van alle mense. Nou vriende, daar is elendige mense. Vaderlandsliefde, as jy hulle groet en hulle groet jou terug, is jy depressief. Dis asof hulle geen blydskap het. En ek wil vir jou sê, die blydskap in die Here moet ons beskutting wees. Die Bybel sê as Christus nie opgestaan het nie, dan moet ons elendig wees. Weet jy wie moet die elendige mense wees? Hulle wat Jesus nie ken nie. Dis hulle wat in hierdie gat van depressie moet sit. Waarom? Want hulle Christus leef nie. Hulle het 'n donker toekoms wat hulle tegemoet gaan. Paulus kom, hy sê daar in vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. 'n Man vir my pa eendag gevra, toe hy nog gelewe het. O Gert, jy glo al hierdie goed en jy lewe so skoon en rein lewe voor die Here. Wie sê vir jou hierdie goed is waar, dat die hemel gaan wees in 'n Christus en goed? My pa sê toe vir hom op 'n stadium, hy sê, weet jy wat, is nie eintlik vir my straf om so te lewe nie. Hy sê, maar ek weet na hierdie lewe sal daar 'n heerlikheid vir my wees. Hy sê, wat van jou? Wat gaan van jou word? Mense is baie lief om te praat en hulle mond uit te spoel as jy heilig wil lewe. Jy lewe nie heilig omdat jy wil nie. Jy leef heilig omdat God dit in jou wil. Hy wil dit in jou, om dit te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hy onderwerp jou wil aan sy wil. Daarom wil jy dit doen. Dit kom net jouself nie. Dit is nie van nature so nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons die elendigste van alle mense. Met ander woorde, as Jesus nie opgestaan het nie, leef ons in 'n gekke paradys. Dan lewe ons 'n droom, 'n versinsel. Ons leef doelloos en hou vas aan 'n grashalmpie wat na ons lewe op aarde niks vir die ewigheid sal beteken nie. As Jesus nie opgestaan het nie, dan kan ons maar net sowel soos die wêreld eet en drink en vrolik wees, wat môre sterwe ons en gaan 'n hopelose toekoms en ewigheid tegemoet. Dis as Christus nie opgestaan het nie. Ek wil vanmôre vir u sê, maar nou, ek hoop u sien dit duidelik, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, en vers 58 sê, omdat Christus opgewek is, daarom my geliefde broeders, my geliefde susters, jong mense, kinders, wees standvastig, wees onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. My en jou lewe is 'n sinvolle lewe. Ons is mense wat voluit lewe, want aan die einde van hierdie lewe gaan ons die mooi so by ons verlosser kry. Partykeer as kinders van die Here sterwe, en ek het al seker so oor 100 mense in my lewe begrawe, maar as iemand sterwe wat werklik die Here gedien en gevolg het, dan is dit vir my maklik om hulle te begrawe. Mense sê op 'n stadium vir my, hoe het jy jou pa begrawe? Hoe het jy dit reg gekry? Ek sê, dit was maklik. Dit was maklik. Want ek het hom geken. Ek het sy lewe gesien. Ek het sy gebede gehoor. Vir jare het hy die pad met God gestap, en ek kon hierdie boodskap gepreek het met 'n vrymoedigheid. Christus is opgewek.
Sy lewe het getuig van 'n verheerse heiland wat hom lewend gemaak het. Hy het die vrug gedra wat by die bekering pas en hy het nou die loon ontvang. En hy loop hier nou in die hemel met 'n kroon op die kop en sê vir die ouens, checkie, 3. Ek het 3 bymekaar gemaak nie. Nee. Dit lê aan die voete van die Here Jesus. Want ons besef ons verdien die hel, maar Christus het opgestaan. Hy het die helse smart vir ons gedra, sodat ons deur die geloof gered kan word. En dan met vreugde en blydskap kan lewe. As Christus nie opgestaan het, wil ek jou vra, dat jy 'n diep depressiewe mens sal wees. As jy nie glo aan die opstanding nie, wil ek jou vra dat jy letterlik elke dag swartgallig sal wees. Tot jy by die punt uitkom. Dat die woord vir jou oopgaan en jy lees en jy sê, Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Dis ons wat met blymoedigheid kan lewe. Ons wat aan Christus behoort. Ek gee vir u een voorbeeld, dan sê ek regtig amen. Johannes 11, onthou u wie's dood? Lazarus. Lazarus is dood. Lazarus was 'n vriend van Jesus, saam met sy susters Martha en Maria. Hulle stuur na Jesus en sê, Lazarus is siek, kom maak hom gesond. Jesus sê, ek gaan hom nie nou gesond maak nie, want daar is iets wat ek wil bereik, wat julle nie nou sien nie. Jesus kom uiteindelik daar by hulle aan, en Martha sê vir Jesus, Here, hoor die beskuldiging. Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Miskien is dit droefheid, hartseer. Vers 22, maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê, vra jou broer sal opstaan. Hoor dit sê sy. Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. So sy het geglo aan hierdie opstanding, wat duidelik in die woord na vore kom. Vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy wat vanmôre hier sit? Dit. Glo jy dit? Dink jy by jouself, 50-50, ek moet maar 'n kans gee. Hou maar duim vas, hoop vir die beste, gaan aan, probeer my beste, vergeet daarvan. Jou beste gaan jou in die hel laat beland. Christus het gesterwe om sondedraer te word. Hy het die sonde las op hom geneem. Hy het opgestaan uit die dood en die seël op hierdie verlossingsplan gesit. En as jy vanmôre aan hom behoort, dan is jy nie elendig nie, maar jy's vergewe, jy's vrygespreek, jy's kind van God en jy het alle rede om bly te wees, om dankbaar te wees. Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Kry jy swaar vanmôre? Gaan dit moeilik? Siekte, finansiële stryd, sondestryd, stryd met die bure, familie, vriende, stryd met jouself. Byt vas. Hou jou naby die woord van die Here. Want die Here sê hierdie lyding van die tyd op aarde, al word jy 80 of 90 jaar, dit weeg nie op teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. Waarom nie? Want Christus het opgestaan. Openbaring 21, die plek waartoe ons op pad is. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Die see was daar nie meer nie, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hoe lyk 'n bruid wat vir haar man versier is? Ek het nou die dag mense getrou. Hulle doen moeite. Die Here het nie vir ons 'n ding aan mekaar geflans nie. Hy sê hy berei vir ons iets voor wat ons asem gaan wegslaan. Vers 3. Ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Vriende, as Christus nie opgestaan het, is ek en jy besig om ons tyd te mors. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hy het opgestaan. Hy het verseker opgestaan, daarom kan ons met groot vrymoedigheid sê, dat ons prediking nie te vergeefs is nie, dat ons geloof nie te vergeefs is nie, dat ons nie valse getuies is nie, maar ware getuies, dat ons nie meer in ons sonde is nie, maar deur God se genade vrygemaak.
Dat ons nie ellendig is nie, maar mense met blydskap en vrede. Ware vrede in ons siel. 1 Korintiërs 15:20. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Vers 57. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie paar gedagtes kon hanteer en dankie dat die graf leeg is. Bring 'n opgewondenheid in ons harte en gee vrymoedigheid in ons getuienis, sodat ons U in alles kan verheerlik. Amen.